Daar is iets geruststellend en heilig aan die wete dat God jou nie net maar gemaak het, maar dat jy wonderlik gemaak is, dat jy potensiaal het, dat jy 'n doel het. Die groot kunstenaar het jou gevorm uniek, met gawes wat net jy het. En dan is daar drome wat net jy kan verwesenlik, en 'n roeping wat die duiwel met alle geweld net wil probeer stop. Hy wil nie hê jy moet suksesvol wees nie. Hy wil nie hê jy moet weet wie jy in God is nie, want hy wil nie sien dat jy jou potensiaal bereik nie. En hy gebruik leuns, hy gebruik negatiewe gedagtes. Hy mislei jou. Jy twyfel partykeer in jouself. Mense kraak jou af, mense praat negatief van jou, en baie keer uit jaloesie uit. En dan is dit mense wat naby aan jou is, wat jou klein laat voel. En te klein om te waag, te klein om jou potensiaal te bereik. Dit is sy grootste wapen. Hy probeer keer dat jy kan sien wie jy is in Christus. Maar God se woord roep ons na meer. Dit roep ons na die waarheid van wie ons is, en dit roep ons om te verander in dit wat God van ons sê en dit wat God ons voorgemaak het. 1 Timoteus 4 vers 14 sê: verontagsaam nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur profesie met handoplegging van die raad van ouderlinge. Maar die hoofdeeltjie is: verontagsaam nie die genadegawe wat in jou is nie. Dis klaar in jou. God het klaar iets in jou gesit. Dit is nie net 'n vaadroom of wensdenkery nie. Dit is 'n gawe, 'n goddelike belegging wat hy verwag jy moet ontwikkel, jy moet uitleef en jy moet nastreef. Dit is waarom die duiwel jou aanval. Nie oor wie jy nou is nie, maar oor wie jy kan word in Christus as jy dit glo en as jy daarna streef. Dalk het jy 'n groot droom wat buitensporig voel, wat voel soos wensdenkery, wat voel dit is groter as wat jy sal kan bereik. Om iemand dalk meer liefdevol te wees, om iets groots te bou, om 'n boek te skryf, om 'n kampioen te wees, om mense te dra in die tye wat hulle swaar kry. Dit is nie 'n toeval nie. God plaas drome in ons harte omdat hy ons liefhet en omdat ons dit kan bereik. 2 Tessalonisense 2:16 tot 17 sê: en mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons lief gehad het en ons ewige vertroosting en goeie hoop in die genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in elke goeie werk en woord. God wil ons versterk, en Paulus bid dit vir ons, en ons moet dit vir onsself ook bid. Wanneer jy voel jy het nie die krag nie, wanneer jy voel jy is te dun en te min, is dit die vers wat jou deurdra. God self, die bron van alle bemoediging, versterk jou vir elke goeie werk wat hy beplan het vir jou. Jy hoef nie jou bestemming met jou eie krag te bereik nie. Hy gaan jou help, hy gaan jou daarin dra. God het jou gemaak en jy moet verander. Nie om iemand anders te wees nie, maar om te wees wie jy van die begin af bedoel was om te wees. Hierdie groei kom net deur die Heilige Gees, deur jou vernuwing van gedagtes en 'n verandering van hart en om God se wil na te streef. Hebreërs 13:20-21 sê vir ons: en mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood teruggebring het deur die bloed van die Ewige Testament, julle toerus met alles wat goed is om sy wil te doen, terwyl hy in julle werk wat welbehaaglik is voor hom deur Jesus Christus. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hier is die waarheid oor wie jy is. God het jou toegerus. God het jou gevorm. God het jou geroep. En God het reeds die goeie dinge voorberei waarin jy moet wandel. En ons moet verander in die wete dat ons alles kan doen, juis omdat dit God se plan was. So, kom ons droom weer. Kom ons droom groter. Kom ons streef daarna. Kom ons verander die manier waarop ons na onsself dink. Kom ons druk die grense van vrees plat. Laat die leuns van die vyand en die mense om jou stil word. Skep ruimte vir die moontlikheid dat jy meer kan wees, meer kan doen en meer kan word, want dis wat God van jou sê. Hemelse Vader, kom verander ons gedagtes. Kom help ons
om te sien wat U sien as U na ons kyk. Kom help ons om te glo wat U woord van ons sê en help ons om te leef in die plan wat U vir ons daar het. Kom breek elke vesting van Satan af, kom beskerm ons en kom help ons om bo alle vrees uit te styg en om te bereik wat U wil hê ons moet bereik. In Jesus se naam, amen.